maak my vrou. Ek gee my lewe as offer nou aan U. Want dis hier by U waar ek wil bly. Hier naby U vind ek my vrede. Hier naby U kan ek weer lewe. Hier naby U verdwyn al my vrese. Hier naby U, hier naby U. Vader van genade, ek bid en ek vra, stort die seëninge oor my en maak my drome waar. As dit U wil is en U dink ek is gereed, want dis hier by U waar ek wil bly. Hier naby U vind ek my vrede. Hier naby U kan ek weer lewe. Hier naby U verdwyn al my vrese. Hier naby U, hier naby U. En as die storms om my waai en die lewe teen my draai, en as dit donker word om my, weet ek U is aan my sy. Hier naby U vind ek my vrede. Hier naby U kan ek weer lewe. Hier naby U verdwyn al my vrese. Hier naby U, hier naby U. Sjoe, ek dink nie, môre julle, ekskuus. Ek dink nie 'n mens besef altyd wat 'n voorreg dit is om hier voor te mag staan nie. Ek dink baie mense sien dit as vanselfsprekend, maar ek het eendag vir die Here gevra, hoekom is ek so moeg as ek net vir 'n uur bedien het? En hy sê vir my, dis omdat jy in daardie oomblik in die bres staan vir elke liewe vrou wat voor jou sit. En ek dink nie ons besef dat dit 'n voorreg is nie.
So, ek wil begin deur te sê, Vader, baie, baie dankie vir hierdie absolute voorreg om voor hierdie klomp pragtige vrouens te mag staan. Here, dankie dat ek met hulle mag deel iets wat uit u hart uitkom. Here, ek bid dat u my mond sal toemaak vir enige iets wat uit Natalie uitkom. Mag dit alles wees vanuit u hart en vanuit u troonkamer. Mag die lewende water vanoggend vloei, Here, en elke liewe persoon aanraak wat hier sit. Here, dankie dat toe ek in die bidkamer sit, ek die gees van God so tasbaar kan voel. Here, ek weet u is in elkeen van ons en daarom is die gees hier. Maar dankie, Here, dat ons die voorreg het dat die gees vir ons tasbaar ook teenwoordig is. Ek bid dat die harte wat reeds voorberei is, dat die water sal kom val op en daardie saad sal kom val op vrugbare grond, Here. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. So reg van die begin af was God se hart vir die mensdom intimiteit met hom. En sien ons almal weet, hy het in die tuin van Eden het hy met Adam gewandel. So intimiteit met hom is hoekom ek en jy hier is. Maar toe hy met Adam gewandel het, nadat hy hom nou, ons weet nou, hy het hom uit grond uitformeer, nê, en hy het sy asem in hom geblaas. En toe hy met Adam gewandel het, was daar nie sonde en hartseer en al hierdie dinge wat ek en jy vandag mee loop nie. Ek dink nie, is die enige iemand in hierdie vertrek wat vir my kan sê, Natalie, ek is nog nooit trauma deur nie. Enige iemand? Ek sien, dinge raak deesdae so alledaags. Om seer te hê is amper meer algemeen as om joy te hê en vrede te hê en heel te wees. En dis nie hoe dit moet wees nie. God se hart vir ons is, he wants us to be whole. Hy wil hê ek en jy moet op 'n plek kan staan en sê, Here, ongeag waar ek is, kan ek vandag hier staan en sê, Jesus lewe. In goeie dae en in slegte dae is God nog steeds 'n goeie God. En ek sê altyd vir hom, Here, moet net nie dat my seer verniet gewees het nie. Julle het dit gehoor? Moenie dat my seer verniet gewees het nie. As ek en jy seer kry, as ek en jy deur trauma gaan, wil ek amper vir jou sê, rejoice, because he's gonna use it. En dis nie lekker nie. Ek gaan so 'n bietjie deel van my lewe en my getuienis, en dis nie lekker om deur trauma te gaan nie. Maar as jy kan staan en sê, Here, hier is ek nog steeds. Na die ergste dinge wat al ooit met my gebeur het, dinge wat ek gedink het sal my doodmaak. Dinge wat ek gedink het gaan my doodmaak, het vir my 'n platform gegee tot eer van U naam. En sy hart vir elke vrou wat vanoggend hier sit, is wholeness in hom. Want uit ons eie krag uit kan ons dit nie doen nie. Jy sien, toe die Here vir Adam en Eva, of hy het nou eers vir Eva, hy en Adam wandel mos nou in die tuin, en ons ken die storie, hy sê, maar hier's nie 'n helper vir jou nie, en die woord sê, hy sit die man toe nou in 'n diep slaap, en
dis nog steeds 'n misterie hoe die Here dit reg gekry het, nê, om van 'n ribbebeen 'n loudspeaker te maak. So dis sommer net op 'n ligter noot, maar so hy skep toe nou vir Eva uit Adam se rib en ons ken die storie en Adam en Eva wandel saam met God in die tuin en dis vir hulle lekker. Hulle het geen skaamte nie. Hulle wandel met hom in die aandwind. Kan jy dink? Julle ek en my man sit baie keer ons so op ons stoep in die aande dan eet ons aandete daar en as daai briesie so waai, nê? Dan dink ek altyd dink net jy kan saam met God soos ek meen hulle het hom ervaar soos wat ons hom nie ervaar nie. Ons is veronderstel. Maar hulle het saam met hom gewandel in die aandwind. En ons ken die storie, toe die sondeval kom, toe die slang na Eva toe kom en sê, het God regtig gesê, jy mag nie? So, luister gou, die vyand kom altyd met die woord na jou toe, om vir jou te verduidelik, om ietsie te justify, wat jy moet gaan doen. Okay? Hy kom altyd, dis hoe slim hy is, ons gee nie vir hom eer nie. He comes with a word. Het God regtig dit gesê? Baie mense sal sê, maar ek het nou die dag 'n argument gehoor, dobbel is nie verkeerd nie, want die woord dobbel staan nie in die Bybel nie. Come on. Okay? So, die vyand kom met jou, na jou toe, met die woord om te sê, is dit regtig so erg? Het God regtig gesê? Weet julle wat het God gesê? So God se eerste 3 woorde was nie, Satan het gekom en hy het gesê, did God really say? Weet jy wat was God se eerste woorde in daai sin? Ek gee vir jou vryheid. Van al die bome hier mag jy eet, maar aan daai een. So, God is 'n God van vryheid. Jy is vry in hierdie tuin, maar daai boom, daar mag jy nie eet nie. So, die vyand kom en hy sê, het God regtig gesê jy mag nie? So, hy maak God, die een wat sê nee, en jy moenie, en jy mag nie, en jy kan nie, en God het eintlik gesê, weet jy wat, jy is vry. Jy is vry. Okay. So, ek en jy het alles binne in ons om te kan groei. Goed? As jy 'n appelpit plant, gaan daar 'n appelboom opkom en hy gaan appels dra. So, as ek en jy die vrug van God dra, omdat ons die saad van hom in ons het, is dit wie ek en jy is. Punt. As mense nie van ons hou nie, kan hulle vir ander mense gaan sê, weet jy wat, sy is nie regtig 'n appelboom nie, daai vrugte is vrot. Maar weet jy wat? As iemand die appel kom proe, gaan hulle sê, wow, they cannot deny your fruit. They cannot deny your fruit. Waarso is jou dogter, Kayla? Is Kayla hier? This is something I want to tell her. God woke me up on the 19th of, I can't remember whether it was July or August. He woke me up in the early morning hours. It was the 19th. And I had to pray for her. Ek ken haar van geen kant af nie. Ek het haar nog nooit gesien nie, jy is my Facebook vriende, so ek van haar weet. And this is something that God wants to tell her. Because what he also told me was, sometimes people speak ugly of her, and it still hurts her, although she knows who she is in Christ.
And God says, they cannot deny the fruit. That's a word for her in Jesus' name. So, ek en jy, God het grond gevat en Adam, okay, wat het iets nodig om te groei? Wat het 'n plant, 'n boom nodig om te groei? Water? Ja, kompos, lig? Ja? Saad? Good. God het Adam formeer uit grond. Ek en jy bestaan uit 60% water. Ons ry hiernatoe en ek vra vir my man, want die Here praat met my. Ek sê, liefie, by conception, wat gebeur daar? Want die Here sê vir my, daar's lig. Wanneer die eiersel en die spermsel bymekaar kom, in that moment, there's a microscopic flashlight. Het julle dit geweet? Ek het nie. Adam is uit grond geformeer. Daar's 60% water in ons liggaam. Daar's lig by conception al. Die saad van Christus is binne in ons. Who is Satan to come and tell us, did God really? Who is he? Ek en jy, net soos wat ons hier staan. Miskien sondig, miskien vol goeders, net soos wat ons is, alreeds, het ons alles wat ons nodig het om in hierdie wêreld te kan groei en vrug te dra vir hom. We consist of everything. En jy sien, toe die sondeval kom Adam en Eva en dis so mooi, voor dit sê die woord, hulle was naak, maar hulle was nie skaam nie. Mag ek net gou sien, hoeveel van ons wat hier sit, is skaam oor iets wat ons al gedoen het? I want to see hands. We walk with shame. Toe hulle met God gewandel het, was daar geen skaamte nie. How beautiful. En I imagine ek het nou vanoggend hier sonder my gewaad gestaan. Sy nie gewerk het nie. Hulle het en dit was okay. Want die glorie van God was hulle covering. Jy sien, toe gaan hulle en hulle maak vye blare. En hulle maak hulle toe, hulle cover his shame. Nou, ek wil nou nie weet hoe dit geklink in daai oomblik nie. Dit is oorgenigtig. Wat gaan nou hier aan, nê? En dis baie keer wat ek en jy doen as ons op 'n plek is waar ons iets gedoen het waarvan ons nie hou nie, of wat ons onsself teleurstel of ander mense naby aan ons teleurstel. Oorgenigtig. Skaam. Cover. Weet jy, wat was die enigste ding wat Jesus gekus het toe hy op aarde was? Ek hoor iets. Get a revelation here. Hy het geloop, die vrye boom het nie vrug gedra nie, hy het gesê, vervloek is jy. Hoekom? Adam en Eva het vye blare aan hulle self gesit, oor hulle shame. And God said, no more. I am here now. No more earthly works. No more covering of shame.
He only cursed the fig tree. Jesus. Wow. En op 'n stadium ergens loop hy vanaf Judea en hy gaan Galilea toe. En jy gaan nou vir my vra wat op aarde het dit met Adam en Eva te doen. Adam en Eva het vanoggend eers in hierdie boekie op pad hiernatoe hier ingeklim. So ek weet ook nie, okay? As jy verbaas is oor wat vanoggend hier uitkom, ek is net so verbaas soos jy. So, Jesus loop van Judea af na Galilea toe en die woord sê, en hy moes deur Samaria gaan. Gaan kyk bietjie na die kaart. Dis net so 'n bietjie 'n ompaadjie, né? Want jy sien in Johannes 4 moes hy by die Samaritaanse vrou wat by die put kom water skep het, uitkom. Hoekom? Sy het soos ek en jy met shame geloop elke dag. Jy sien, hulle het geloop om te gaan water haal en die woord sê sit in die warmste tyd van die dag het sy gaan water haal. Die ander vrouens het of vroegoggend of laatmiddag gegaan toe die son nie so warm was nie. Maar sy het gegaan in die warmste tyd want sy wou nie gesien word nie. Ek kan nou nogal sien hoe loop sy met haar erdekruik en sy kruip weg en sy soos, hulle moet my net nie sien nie. Want jy sien, sy het bekend gestaan as die hoer van die dorp. Kom ons sê dit soos dit is. Hulle wou nie met haar iets te doen gehad het nie, want haar shame het haar op 'n plek gebring waar sy sê, okay, wag, ek isoleer myself eerder. Hoeveel van ons het al onsself geïsoleer, omdat mense ons verwerp het? Ek het. Oh God, you're speaking to these people today. Thank you so much. Jy sien, wanneer ons op 'n plek kom waar ons shame en ons guilt en die condemnation wat die vyand die hele tyd oor ons gooi, want jy sien, ek was nog net nou besig om te sê, jy sien, dis hoe ek praat, ek maak vir myself advertensiebreuke, né? So, ek was net nou besig om te sê dat hy het, nou weet ek nie, waar was ek nie. In 'n geval. So, die vrou by die put. Jesus kom, die woord sê hy is moeg. Die woord sê hy is uitgeput. Hy is honger. En die disippels kom en hulle gaan dorp toe om kos te koop, sê die Bybel. Terwille van tyd gaan ek dit nie lees nie, maar asseblief gaan lees dit as jy nie Johannes 4 ken nie. En dis wat ek wou sê. Die vyand kom met die Bybel om jou te oortuig dat iets nie so verkeerd is nie. En wanneer jy dit klaar gedoen het, kom hy met die Bybel en slaan jou oor die kop. As ek en jy nie weet wie ons in Christus is nie, gaan ons daai stemmetjies glo. Gaan ons daai stemmetjie in ons kop die hele tyd glo en ons gaan soos die Samaritaanse vrou met die shame en die guilt en die condemnation loop en wegkruip in die snikjete oomblikke van die dag gaan waterhaal as ons ergens moet gaan. Hoeveel van ons het al in die winkel geloop en iemand gedak want hulle is kwaad vir my? Come on, julle almal, ek kan nie die enigste een wees nie. Hulle is kwaad vir my, of
O Jeta, ek kan net nie, want ek het hierdie en hierdie en hierdie gedoen. Want Christus in ons, julle. Ons maak vye blare en hy het gesê, cursed are you, victory. Goed, sy disippels is dorp toe en hulle het gaan kos koop. En in daardie tyd mag 'n vrou of 'n paartjie, vrou, jy mag 3 keer geskei het, okay? Maar die man moet die skeibrief gee, nie die vrou nie. Imagine. En so hierdie vrou, okay, sy kom by die put aan en Jesus sê vir haar, ekskuus tog, gee vir my water. En sy sê, ek paraphrase, gaan lees dit. Sy sê, jy's 'n Samaritaanse, jy's 'n Jood, julle mag nie met ons Samaritane praat nie, met ons Samaritaanse vrouens. Nou kom vra jy my vir water, jy het nie eens 'n skepding nie. Die put is diep. Hy sê vir haar, as jy geweet het wie dit is wie met jou praat, sou jy vir my gevra het vir water. Want die water wat jy hier drink, jy gaan weer moet kom en weer moet kom en weer moet kom water haal. Maar dit wat ek vir jou gee, les jou dors vir ewig. Julle moet nog 'n klapie, dit kom. Dit kom. Hulle praat oor water. Hulle praat oor, maar hierdie is Jakob se well, Jakob se waterput. Dink jy is groter as ons Vader? Vra sy vir hom. Jy weet, sy is so half sarkasties. Hoor jy, het nie 'n skepting nie, jy soek water, jy praat met my. Wat is die ou se probleem? Nee? En sy sê vir hom, geef my van daardie water, want jy sien, sy het gedink, ja, imagine ek het 'n water well in my huis, nee? Ek kan net my glasie vat en ek het water. So sy het in daai oomblik besef wat Jesus sê nie. Sy het net gedink, maar as ek nie elke dag hoef te loop alleen met my waterkruik wat swaar is in die hitte van die dag en al die ander vrouens probeer ontduik nie, is my probleem opgelos. Vye blaar. En Jesus sê vir haar, het julle al hierdie stuk gelees en gedink, Here, wat? Hulle praat oor water. Hy sê vir haar, gaan huis toe en gaan haal jou man. Sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê vir haar, jy het reg gesê, jy het nie 'n man nie, want jy het al 5 gehad. En die een wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Hoor gou hierdie revelation, which you gave me the other night. Five beteken grace. She had 5. Sy bly nou saam met 1. 6 beteken the sinful nature of the human soul. En toe kom hy, nommer 7. En hy sê, hier's ek nou, dis ek is die water van die lewe. Julle, hy gaan daar en hy sê vir haar, kom ons gaan gou na daai plekkie toe, waar jy die seerste gekry het. Waar's jou man?
Nee, ek is al 5 keer verwerp deur mans. Ons mag eintlik net 3 keer skei, maar 5 het al vir my gesê, I don't want you anymore. Voor Jesus die lewende water vir haar gee, sê hy vir haar, my kind, let's just quickly go to that place where you got hurt so very badly. Kom ons gemaak het gou daai heel. Hy gaan na dit wat liefde hinder. Na dit wat die lewende water hinder om voluit deur haar te vloei. En hy sê, let's quickly go and heal that first, before I give you this. Jy het 5 gehad, ek het grace vir jou gehad nog steeds. Daar's nou 'n 6de een, luister, you're still in the sinful nature of the human soul. But now I, number 7, came, which is the perfect one. Let me heal you. Let me give the living water. Weet julle wat doen sy? Sy gooi haar erdekruik neer en sy hardloop na al die mense toe in Sigar. Almal wat vir haar gesê het, ons wil niks met jou te doen hê nie. Almal wat van haar geskinder het, almal wat haar verwerp het. En sy sê, hey, ek het hom ontmoet. Die een wat alles van my weet. Julle, he didn't even have to do anything except for speaking to her. Speaking to her soul. Hy het haar so heel gemaak, dat al die shame, al die condemnation, al die rejection waarmee sy geloop het, van haar afgeval het, sodat sy almal kon tegemoet hardloop, en sê ek het die Messias ontmoet. Die woord sê van die mense het geglo op grond van dit wat sy vir hulle vertel het. Ander het geglo op sy woord. En later het hulle vir haar gesê, ons glo nie meer omdat jy vir ons vertel het nie, ons glo nou omdat ons hom ken. Hy het geweet, as ek hierdie vrou kan aanraak, gaan ek 'n village bekeer. Hy het die hele village het bekeer, die woord sê dit. Terwille van een vrou, wat die Messias ontmoet het. Wat heel geword het. Lewende water ontvang het. En weet julle wat die volgende gedeelte in die Bybel wat Jesus met sy disippels bespreek? Die oes is groot en die arbeiders is min. Wow. He wants us to be whole, to receive the living water, and to go out and say, hey, I've met the one who knows everything about me. Hoe amazing is hy? Het ek nog tyd oor? So, as 'n klein dogtertjie het my oupa en my oom by ons gebly. En ek was altyd bang vir die donker. Ek het altyd die bed nat gemaak. Hulle het op 'n stadium my blaas gerek in die teater, want hulle sê, maar ek gaan toilet toe in die nag, maar voordat ek slaap, my ma vat my in die nag, ek sit druppeltjies onder my tong, ek drink pilletjies, maar ek bly in my bed, piepie. En ek was 'n intelligente kind en ek het geen wangedrag gehad of afwykings of enige iets nie, so ek dink my ma sal nou dieselfde daarvan sê nie. Maar
Jy sien, wat hulle nie geweet het nie, is dat my oom en my oupa in die nag by my kom kuier het. En dis hoekom ek die ligbou aan het die hele tyd, en dis hoekom ek heeltyd in my bed gepiepie het. Maar ek het opgegroei as 'n kind wat verskriklik presteer het in alles wat ek gedoen het. Eerste span, A-span, akademie top 10, you name it, ek was daar en ek was die kaptein. En ek het altyd gesukkel met verwerping. Ek het altyd gesukkel, ek was altyd die leier oral, maar hier het ek gevoel soos die outcast. Ek het altyd gevoel ek pas nie in nie. Ek het altyd gevoel my maatjies is anders as ek. Hulle is my maatjie want ek is goed in alles. En ek is 'n slim kind, maar ek het nooit gevoel I belong nie. Want jy sien, en ouers, julle moet hierdie ding hoor. Met alle respek teenoor my ouers, het ek nie 'n huis gehad wat 'n tuiste was, waar ek gegrond is in die woord van God nie. Het ek nie 'n huis gehad om na toe te hardloop en te sê, maak my net so bietjie vol. Inteendeel was die huis nog so bietjie erger as die skool. Ek het in die aande buite gaan sit en hoor hoe my ouers beklei. Buite gesit en skree in 'n hoekie. Ek het memories waar my pa, omdat ons beklei het, ons as kinders agter in die kar, ek is die jongste van 3, ek het 2 ouer broers, een is 5 jaar ouer as ek, een is 8 jaar ouer as ek, en dan nou ek. En ek het memories waar my pa sy Magnum pistool op ons rug, omdat ons stout is. Ek het nog nooit hierdie deel van my getuienis vertel nie, so hier's iemand wat die Here hierdie voor wil sê, okay? En thank you Jesus for healing our heart right now. Shakara banda kashondro lo bondo koshende ke shekerele bende ke. In Jesus' mighty name, healing water flow in this place right now, Jesus. Thank you, Lord. En as 15-jarige dogter gaan werk ek in die vakansietyd by die ingenieursmaatskappy waar my boetie en my tannie werk om 'n ekstra geldjie te verdien. En een van die direkteure van die maatskappy raak bevriend met my ouers en met my broer. So op daardie stadium was ek in die koshuis in Potchefstroom, ek was in Gimmies. En weer eens soos ek gesê het, werklik waar, toppresteerder, goed gedoen en alles, maar ek het heeltyd hierdie void gehad, ek het heeltyd verwerp gevoel, ek het heeltyd, en toe ek van 'n klein dorpie Vogwel waar ek opgegroei het, gaan na gimnasium toe, was ek so bietjie van 'n outcast, al het ek goed gedoen, want jy sien, almal kom van skole af, wat naby is, en so ons is hier en daar 'n paar wat in die koshuis is, en jy weet wat nie die kinders ken nie, en so dit was regtig vir my moeilik om aan te pas, om voor te staan vir speeches en goed, ek het altyd fantasties gedoen daarin, maar ek het so gestaan en bewe, die hele tyd. Dit was vir my die moeilikste ding ooit. En hierdie is ook 'n woord vir iemand
Die vyand val jou altyd aan daar waar jou roeping is. Okay? As jy as 'n kind gesing het die hele dag, that's part of your call. Weet jy wat gebeur dan? Dan kom jy by die kooraudisie en die juffrou sê vir jou, jy kan nie sing nie, sorry. En jy hou op sing en jy gaan. Daai rugby speler, wie se droom is om eendag vir die Bokke te speel, en die meneer sê vir hom, hoor jy, ek drop jou na die beespan toe, is 'n ander ouetjie wat van 'n ander skool af kom uit 'n beurs gekry, en jou rugby droom sterf. Daar waar jy die meeste verwerp is in jou lewe, luister wat ek vir jou sê, is daar waar die Here jou wil gebruik. Daar waar jy die seerste gekry het, is daar waar hy sê, ekskuus tog, wag het gehou. Kyk wat doen ek. Dit wat die vyand ten kwade bedoel in jou lewe, kom God en hy sê, kom ek werk dit gou in my kurrikulum in, kom ek wys gou vir jou wat maak ek. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat hy alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en die wat geroep is na sy verordeninge. He has called you for a time such as this. En al is jy ouer, jy haal nog asem, daar's nog iets vir jou om te doen. Ek sien hier is 'n tannie. Jy sit alleen in jou huisie, tannie. Jy vul blokkies raaisels in, jy kry af en toe 'n gas, en jy sit en jy sê, Here, ek kan nie meer dit doen nie, kan jy my nie net kom haal nie? Ek is so alleen en ek voel so seer. Can't you just fix my body, or just kom haal my net? Tannie, ek spreek lewe en genesing oor jou in Jesus naam. En die Here sê, you cannot retire now, my child, you need to refire. Thank you, Father. En ek is in die koshuis, en die man het nou al intussen 'n paar keer met my te doen gehad. Nou verstaan gou iets, is hy 'n man van rondom 53? Is hier enigiemand hier agter? Bosje? Is hy 'n dogter van omtrent 15? Naaste aan 15? Wil julle nie net gou vir my langs mekaar staan nie, ekskuus, I just wanna show something. Ek was 'n dogtertjie van 15, hy was 'n man van 53. Ek wil net vir julle die wys hoe absurd dit is. Okay? When you're this young. Okay, dankie julle. Hy kom koshuis toe. Shakarala pandaka shumburulo pondo koshende. Shekirele pende. Thank you, Jesus.
Die Here bly vir my iemand wys met 'n is asof jou kolon of een van jou intestines aan mekaar gegroei het of iets. Ek bly dit sien. Dis is hier iemand, kan jy net is dit tannie? Is hier enige iemand anders? Father, thank you in the mighty name of Jesus Christ. Lord, when you show, you heal. You already died for it. Father, thank you. Thank you that you died for this daughter of yours. Lord, I praise your holy name for healing in her body right now in the name of Jesus Christ. Body come in line with the name of Jesus, with the word of God in Jesus' name. In Jesus' name. I rebuke you. You have no right, no power, no authority over this thought of the Most High God. Spirit of fear, I command you to let loose right now in Jesus' name. Jesus, you are holy, you are worthy, you are mighty, Lord.
I see chains falling from you right now in the spirit. And I see you running all around. Het jy as 'n klein dogtertjie om die huis gehardloop? So ek sien, ek weet dit klink simpel want mense hardloop om die huis, kinders doen dit, nê, maar dit was soos 'n ding vir jou. I see you're running, just dis net, jy hardloop net om die huis en om die huis en om die huis. Jy sien, God sê, stop running. Stop running because you're still running. Hy sê, my kind, ek maak jou los hiervan. Nou. And you will run now, but you will not grow weary. You will walk and you will not faint. In Jesus' mighty name. You will run in His name and not away from the enemy no more. It is done. Ek wil net sê, hierdie verbrand kalorieë. As jy gewonder het, my horlosie detecting high heart rate, exercise detected. Okay? As jy ietsie wil doen om kalorieë te verbrand, hierdie is dit. Goed. Dankie Jesus. So as ek 'n dogter van 15 en hierdie man kom kuier by ons huis en hy help my met wiskunde. Ek kan tot vandag toe nie wiskunde doen nie. En hy het altyd geweet as my ouers nie by die huis gaan wees nie, want dan kom hy na my boetie toe. En dan sê hy vir my boetie, "Sjoe, dis nou te laat om huis toe te ry, kan hy sommer hier oorslaap." En my boetie het 'n kamer gehad op my ma se erf, so dit was eintlik, die kamer is nog steeds daar, maar my boetie is nie meer daar nie. So, hy het in 'n kamer geslaap op my ouers se erf, so hy was nie in die huis nie. So, ek hoef nie vir julle te vertel wat het gebeur nie. Maar aanvanklik het hy eers vir my Bybel gelees. Okay. Hy was deel van die Israel-visie, so hulle glo dat swart mense glad nie hemel toe gaan nie, dat hulle allerlei goedjies. En dan vertel hy my hoe hy mense doodgemaak het, hoe hy hulle getorture het en so in die army. Ek gaan nie vir julle vertel wat het hy alles gedoen nie, dit is ongelooflik. En dan sê hy vir my, ek het jou ma geken toe sy so en so jonk was. Dis absolute, dis loutere leuns. Ek was 15. Het julle gesien hoe groot is daai kind? Dis bloot 'n kind. Vandag se 15-jariges is so bietjie meer volwasse en so as wat ons was en die ouer garde was op 15, maar julle, as jy vir 'n 15-jarige kind sê, ek gaan plakate van jou ma maak en op lamppale sit, of ek gaan jou ouers doodmaak, as jy nie doen wat ek vir jou sê nie. Baie mense sê vir my, hoekom het jy nie net met iemand gepraat nie? Dis hoekom. Dis hoekom. Jy sal alles doen om jou ouers te beskerm. Die mense waarvoor jy lief is, of die mense wat kom ek stel dit so, wat eintlik vir jou daar moes wees. Mag die Here ons help. So, ek gaan probeer om 'n bietjie vinniger te gaan, maar ek wil nie die gees van die Here dem nie, so ek gaan vergewe my. So, ons gaan toe nou met hierdie ontmoetinge. Ek is in die koshuis en as hy kom teken my uit. Nou moet julle iets verstaan. Kinders wat saam met my in die skool was, se sissies op universiteit of
ooms of tannies wat regtig bloedfamilie is, kon hulle nie eers uitteken uit die koshuis uit nie. Hierdie man het ingestap, hy het gesê ek werk vir haar pa en hy het my uitgeteken. Talle male. Talle male. As die Here dit wil ek by daai onderwysers nog uitkom, want ek is 100% oortuig, hy het hulle gedreig, soos wat hy my ouers gedreig het. En vir my. So, ek wil vir ouers vandag vra, as jou 15-jarige, 10-jarige, 8-jarige deesdae anders optree as normaalweg, hou op sê dis 'n stadium, sy's net in haar kamer. Okay? Kinders gaan deur stadiums, I get that. As jy 'n sprankelende dogter gehad het wat goed presteer het in alles, en skielik wil sy net in haar kamer lê. Ekskuus tog, hallo. Wanneer sy het nou maar 'n attitude. Sy het 'n attitude want sy het so vrek seer. Daar's kere wat hy my gedwing het. Een spesifieke keer moes ek 'n beëdigde verklaring by die polisie gaan aflê. Ek moes 4 kilometer loop van my ouers huis af na die polisiestasie toe om dit te gaan beëdig. Okay? Ek is 15. Imagine, party van ons is nou nog bang om in 'n polisiestasie in te stap, nê? Nee? Okay. Ek moes dit gaan beëdig, ek moes 4 kopieë daarvan maak. Ek moes daarin skryf dat ek nie by my ouers wil wees nie, dat ek by hom wil wees, dat ek hom kies. Goed. Geen kind staan op een oggend en besluit, ek wil baie graag niks van my lewe maak nie, en ek wil asseblief herhaaldelik verkragt word deur 'n man wat 36 jaar ouer is as ek. Geen dogter nie. If the intimacy with God is not in the house, in the household, if the dad is not in his right place, the mom is not in her right place, and the children do not know what they're supposed to be doing as God-fearing, godly children, julle gaan die wiele afkom. So, is ek by die sonnagskool. En my sonnagskoolonderwyser wat ook 'n skoolhoof is en wat ook 'n ouderling in die kerk is, stuur eendag vir my 'n SMS. Sy het nie WhatsApp of Mixit gehad nie. Ek het met 'n hondjie in die winkel geloop, so klein pappie van 'n vriendin van my, en die meneer het in die sonnagskoolklas die vorige week gesê, ek wil almal se nommers hê. Sê vir jou dogter, haar onderwyser kry nie haar nommer nie. Goed? Sy sit nie op sy skoot nie, hy gee nie vir haar drukkie nie. Punt. Ek gee nie om wie sy nie. Okay? Ek is ernstig. Hy was die gesiene man in die gemeenskap. Hy het ons almal se nommers gevra, want hy wil ons lesse vir ons aanstuur wat volgende week Sondag moet klaar wees. Raai wie het 'n SMS gekry? Net ek. Nie oor my les nie. Pragtige foto van jou en die hondjie. Beslis een op die foto wat baie oulik is. Hy het verwys na 'n foto omdat my vriendin gestaan en foto's neem het van my en die hondjie in die winkel. So as jy nou nie Vog wil ken nie, gaan dit moeilik wees. Ilse, jy sal nou weet,
by Hercules Pizza oor kantoorskool Vogwel is daar 'n right value gewees. Presies daar tussen die twee. Ons het gaan pizza bestel en toe het ons gaan koeldrank koop. Ek het daar gestaan met die hondjie, daar's foto's van my geneem op my vriendin en ek het die SMS gekry. Ek het terug geantwoord en gevra wie is dit? Hy het vir my gesê jy weet wie dit is X. Hy het nie sy naam gesê nie, hy het net die voorletter van sy naam gesê. En ek het gesê, maar wie is jy? Want jy wil nie vir my sê wie jy is nie, maar jy stuur vir my boodskappe en jy gee vir my komplimente. En hy sê vir my, jy weet wie dit is. Ek het gevra, wat se game speel jy? Want jy, wil nie vir my sê wie dit is nie en jy gee vir my komplimente. Toe sê hy vir my, dit hang af. Wat wil jy speel? Reëls is, dit bly tussen ons. Nou luister gou. Ek is 'n stikkende 5-jarige dogtertjie al. Wat loop met verwerping en seksuele molestasie. Ek is 'n 15-jarige kind wat herhaaldelik verkragt is deur 'n 53-jarige man wat wakker geword het in kamertjies in 'n beswyming dat ek nie weet hoeveel mans het hy by my gehad nie. Ek onthou die mure en ek onthou, maar ek het nooit die surroundings gesien nie want dit het my altyd weggesteek. So ek het nooit geweet waar ek is nie, hy het net altyd vir my gesê, jy's nou in Rustenburg. Nou is ons in Mooinooi, by Robbie se skuur. Nou, dis wat ek geweet het. Ek was altyd hier onder die kar, in die Bantam bakkie. Hy het my so leer lieg en manipuleer, dat my ouers niks vermoed het nie. Of, hy het hulle ook manipuleer. Want jy sien, as jy iets weet van vrymesselaars, en ek gaan nie daarin gaan nie, sal jy weet die polisie, en die dominee, en die besigheidsman, en die landros, nie altyd almal nie, is deel daarvan. Goed? En die skoolhoof, nie altyd nie, daar is uitsonderings. In my geval, klein dorpie, was dit my probleem. Want as dit 'n veilige omgewing was, en mense wat opgestaan het, en ja, goed, my storie het nie so geloop nie. So, ek gaan nie sê as in, okay? Maar was nie as nie. So, na al hierdie goed met hierdie 53-jarige man as hierdie skoolhoof, en die een aand is my ouers weer eens, my ma was by 'n Atletiek Suid-Afrika vergadering, my pa was by een of ander konferensie, hulle het albei oorgeslaap, my ma was in PE, my pa was in Welkom, ek is in Vogwel, dis oor 'n naweek, so ek was nie in die koshuis nie, okay? Dit kon nie oor 'n naweek gewees het nie, dit was 'n Dinsdag, want ek was korfbal toe. So, dit moes in die tyd gewees het, wat ek alreeds van gimnasium af hoërskool Vogwel toe is. Okay, so ek het nie dit vir julle gesê nie, so toe ek nou al 16, skus. Ek het op 'n stadium van gimmies af, want ek het gedink, dit sal moeiliker wees vir hom om my uit die koshuis uit te teken, en so as ek naby my ouers is. Maar toe kom braai hy net meer op 'n naweek. Okay? My ouers was baie weg van die huis af, soos julle nou al kan hoor. So goed, dit was op 'n Dinsdag aand, ek moet korfbal toe gaan, my ouers is nie by die huis nie, en my boetie is by, Ilse hele BKA gehad, nee? Sê weer? Edgix, sorry. Ek SKA, BKA, Edgix, whatever, my boetie is daar. Die man is net terloops, die wat in hierdie gemeente is, Ilse het in dieselfde dorp as ek opgegroei. Ons ken mekaar al vir 704 jaar. Okay?
So, goed. Die man was die hoof by hierdie ding ook. So, julle, daar's 'n skoonheidsakademie in die dorp gewees. Hy het selfs wat noem jy dit? Aan die menslike liggaam die vak wat hulle het. Nee. Nee, dit is meisies wat somatologie swat. Wat dokters het, wat anatomie, baie dankie, goeiste. Here, dankie vir mense wat se breine op hierdie oomblik werk. Jette, hy het selfs anatomie gegee by die skoonheidsakademie. Dink julle ek was die enigste een? Kan ek gou vir julle iets sê? Ek is 34 jaar oud. Hy's nog steeds 'n skoolhoof. Ek hoef nie vir julle sê wat daar gebeur het nie. Daar was kriminele sake, daar was departementele sake. Ek moes weer die trauma herleef het want ek moes die prokureurs van die onderwysdepartement so alleen gaan sien het. Weet jy wat het hulle vir my gesê? Kom ons sê sy naam is Koos. Koos Hatting. Oh, Mr. Hatting was a very bad boy. Dis wat ek het van dit waar ek is. Gehad het, voor ek Jesus geken het. Okay, so besluit ek, lang storie kort, hy ontvoer my, hy vat my Rustenburg toe, ek steek my weg, julle in pastore se huis. Ek is in die koerante as vermis. Leef my sê, daai mense het my nie gesien nie. Hulle het my weggesteek in hulle huis vir hom. Dis my ontmoeting met God. Die sondagskoolonderwyser, die pastore wat my in hulle huis wegsteek. Dis my ervarings met God. My ouers wat elke Sondag in die kerk sit, maar die res van die week is alles anders. Dink julle ek wou Jesus ken? Ek gaan vinnig maak. Nadat hy my ontvoer het en die polisie my éventueel gekry het, gaan ek terug huis toe. Is eintlik 'n beautiful story hoe ek teruggekom het by die huis, maar as jy my boek wil lees, laat weet my, ek stuur hom vir jou gratis aan. Julle is offisieel die eerste mense wat weet. Ek het 'n boek geskryf in 2019, baie mense weet dit, maar 'n baie groot uitgewersmaatskappy het my gebel, so 3 weke terug, 4 weke terug, en vir my gesê, my storie is baie groter as die krediet wat hy gekry het in my boek. So ons is besig om my boek te herskryf en om hom te vertaal. En God het fantastiese beloftes daaroor gegee. Onder andere belofte oor New York, wat ek al vir 10 jaar weet. Lang storie kort, ons druk Desember, so ek sal hard aan die skryf, maar ja, dis net God. Feit van my saak is, ek is eventueel terug huis toe en ek het gedink dit gaan fantasties wees. Jy weet, ek is 'n pluggie, onthou, ek was 'n pluggie wat heeltyd geleer het, goed gedoen het, goed presteer het in alles.
Ek het gedink my ouers het my ten minste gemis, want onthou ek was ontvoer. Ek was oral in die koerante. My ma sê ek was op melkbokse, ek onthou dit nie. Okay? Maar mind you, ek mag glad nie ergens gegaan het nie. Ek was net in daai mense se huis. As ek buite toe, ek mag nie eers, ek het die son nie gesien vir 3 maande, ek weet nie. Ek was lank weg. Goed. So, en intussen het sy boetie ook net kom kyk of ek okay is en ook met my kom doen wat hy wou. En terug by die huis, kom ek by die skool aan en hulle vertel vir my, maar iemand in ons skool loop nie weg na 'n ou man toe nie. Iemand in ons skool wat op die leerlingraad kortlys is, doen nie hierdie goed wat jy doen nie, Natalie. Ek sê maar juffrou, hou op lieg. Ek gaan na 'n ander onderwyser toe, onderwyseres, ek sê vir haar juffrou, ek is regtig jammer my huiswerk is nie gedoen nie. Ek gaan regtig deur 'n tawwe tyd. Nou moet jy iets onthou. My ouers weet nou waar ek was en weet jy wat is daar vir my gesê? Die wortel is voor hulle neuse gesit. Met ander woorde, nee Natalie, die oulike pligsgetroue kind wat ons groot gemaak het skielik oornag in 'n straatvrou verander. That hurt more than the rape. Santi Brits het een keer haar getuienis vertel en sy sê, haar hele getuienis dit het my geraak, maar ek het nie emosioneel geraak in dit nie. Maar toe sy sê, dis soos 'n pappa wat sy dogtertjie in 'n hok vol leeu's gooi en omdraai en wegstap. Toe breek ek. Ons as ouers het verskriklike groot verantwoordelikhede. Julle. En ek besluit om uit die skool uit te gaan, want kan nie meer die verwerping en die spot en die haat en die mense skinder van my voor my. En ek loop nog van 5 af met al hierdie baggage. En ek is 18. Ek het intussen homeschooling begin doen. En ek is 18 en ek gaan gym toe want ek het gewig opgetel. My whole life, I was that person. As ek nie okay was nie, het ek geëet. Okay? So ek het gewig opgetel in daai tyd wat ek weg was en so, want al wat ek kon doen is eet, ek kon nêrens, ek kon niks doen nie. Kon net daar sit en lê en dis al. En ek gaan gym toe en my graad 1 juffrou se man is daar. Hoor gou iets hierso? My graad 1 juffrou se man. En hy begin my help om te oefen. En hy sê vir my, Natalie, ek wil net iets weet. Die hele dorp praat, almal skinder van jou. Mag ek hoor, wat is jou kant van die storie? For the first time in years, someone came to me and asked me, what is your side? Jy het reg geraai. Sy vrou het uit die huis uitgetrek en ek het ingetrek. Ek was 18. Ek het besluit ek gaan losswat, want ek gaan die mans terugkry.
Raai wat was die eerste 5 sake waarop ek gewerk het? Verkrachting. Die eerste saak was 'n seentjie wat verkragt is deur sy pa se vriend toe hy 4 jaar oud was. Die kind was 7 op daai stadium, hy onthou elke detail. Die tweede saak was 'n man wat vrygekom het uit sy dogter en 4 van haar vriendinne verkragt. Hy het weggekom omdat ek die vorige aand in die klas gesit het en die leer per ongeluk daar gelê het wat hulle vir ons as voorbeeld wou gee en hulle het nie geweet ek is die volgende dag saam met my kollega in die hof op hierdie saak nie. En ek het gesien die mediese verslag se datum is verkeerd. En hy het weggekom. Ek en my kollega het 'n verhouding, ek is intussen uit met hierdie man. Ek word swanger, ek besluit I'm very much career driven, ek kan nie nou hierdie doen nie. Ek gaan na 'n abortuskliniek toe en ek kry pille. Pain-free, quick and easy, sê hulle. It's the worst pain you can ever feel in your life. As jy vir my vra, thank you Jesus for healing right now. Thank you Father. Thank you Jesus. As jy vir my vra op 'n skaal van om te vergelyk verkrachting en abortus, is verkrachting op die skaal van 3 teen 'n 10 vir my. Vir my, onthou, een persoon kan 'n hoofpyn hê en hulle kan aangaan asof niks fout is nie. As ek 'n hoofpyn het, moet ek lê. Okay? So vir een persoon moet nooit sê jou storie is erger as myne. Ek kan nie met my goed met jou deel nie. Nooit nie. As dit erg is vir jou, is dit erg vir jou. Jou pakkie lyk nie soos die een langs jou sin nie. Don't deny the hurt because it doesn't look like the person next to you. Ek het 'n vriendin wat nou haar man verloor het, sy het hom aan die dood afgestaan en ek sê altyd soos, maar ek kan nie vir haar sê, jy weet, as ek deur iets gaan nie, want ek het sulke simpel goedjies, hoor jy bid vir my kind, sy siek. Ek het nou net my man verloor, Natalie, jy weet. En sy het vir my gesê, you cannot compare, want hierdie is jou pakkie om te dra, hierdie is nou my pakkie. Die wêreld kan nie nou vir my stil staan, of vir ander mense stil staan, omdat my wêreld stil staan nie. God het grace met ons, wanneer ons deur dinge gaan. Solank ons net nie daar tent opslaan en daar bly nie. Okay? Hy het grace vir ons vir 'n tyd lank. Wees kwaad, wees seer, sit, rou, daai diep snikke wat van die binne afkom. Just don't stay there. En ek en my kollega het 'n verhouding, ek het gesê ek het swanger geword, ek het die abortus gekry. Dis vir my hartverskeurend om te weet dat kinders deesdae die goed vrylik kry. Nou die dag 'n mamma gehad wat my gekontak het en gesê sy het 'n boodskap op haar kind se foon gekry waar sy vir haar vriendin vra, het jy vir my van daai pille? En die ma skrik, sy dink haar kind is op dwelms en
sy vra wat se pille en sy sê dat ek nie oor 9 maande 'n skreeuende bek het nie. Die kind is 6, 5, ja. Wat hoe oud is 'n standaard 7 kind nou? 14, 15. Dit is so bekombaar. It broke my life. It tore it in pieces. Vir 'n ruk. Van daar af, alles waaraan jy kan dink, drank, dagga, baie losbandigheid, 2 ander affairs, alles waaraan jy kan dink, ek gaan dit nie alles opnoem nie. Ek het tot vir die polisieman, ek het later die law het ek besef, hierdie ding werk nie vir my nie. Ek het dit nog steeds gedoen en ek het ook 'n arbeidskonsultante besigheid gehad en toe besluit ek om saam met die polisie te gaan werk, so toe beswaat ek private investigation. Okay? Want nou gaan ek hulle toesluit. Dit was regtig my dryf. Dit was regtig my dryf. Like ek vir jou soos iemand wat deure kan afskop by Shacks. Ek het. My man kyk my altyd so dan sê hy vir my, "Regtig, liefie?" Sê ek, "Ja." "Jesus, ek sou nie van jou gehou het nie." Ek sê, "Ek ook nie van jou nie, is okay." Ek sien as God kom nou daar. So ek werk saam met die polisie, ek sien verskriklike goed. Brande, ongelukke, ek hoef nie vele te sê nie. Ek wil net iets sê dat julle kan verstaan die verskriklike trauma wat ek beleef het. Ek wil nie in gruesome detail ingaan nie, maar kinders wat verbrand het. Kartonele wat letterlik al wat ons gehad het om in die sakkie te sit vir evidence van die kind was 'n voetjie. Sulke goed. Ek praat van werklik gruesome trauma. Nou moet jy iets verstaan. Ek loop nog steeds met trauma van 'n 5-jarige dogtertjie en al hierdie goeters met al hierdie jare. My graad 1 juffrou het obviously nadat ek die affair met haar man gehad het, die briefie wat sy vir 11 jaar in haar Bybel gedraai het wat ek vir haar geskryf het. Ek was haar witbroodjie opgeskeur. So ek vir jou moet sê dat dit seerder gemaak as die verwerping van die dorp. Obviously I hurt her. I was not the victim. Asseblief verstaan my mooi. Ek was net so broken. Een ou wat na my toe kom en vra, "Kan ek jou kant van die storie hoor asseblief?" Want iemand gee om. En ek is later 21 jaar oud en ek is nog steeds besig met die polisie en al die ander goeters wat ek gedoen het en al die ander goeters, partytjie van die môre tot die aand en dan gaan werk ek deur die dag in die hof en dan is ek in die aand gaan ek net vinnig huis toe, lê op die bed so bietjie, dan gaan ek weer werk toe na saam met die polisie. En kom ek weer by die huis en dan so het ons aangegaan. Ek het nooit geweet wanneer is oggend en aand, wanneer werk ek, wanneer kuier ek, ek het nie geweet nie. En ek het gekry net wat ek wou hê. As ek sake wou gehad het waarop iemand anders werk, dan het ek so gemaak en ek het dit gekry. Want ek het toe ook geleer om maatjies te maak op plekke waar ek maatjies moes hê. En ek sê nie hierdie vir julle omdat ek trots is daarop nie, want ek is glad nie. Die feit van die saak is, the world out here looks like that, because the enemy is doing that. Dit lyk vir ons of dit goed gaan met die goddelose. Dis hoekom. Dis hoekom. En ek raak weer swanger.
En ek gaan weer vir pilletjies. Ek weet mos nou al hoe dit is. En 'n paar weke later sit ek in die hof en ek is naar. En ek het gelukkig nog van die vorige Gaviscon obviously in my hoftas en ek sluk dit en ek kom agter maar hoorie, die laaste 3 weke het ek net bacon en eier toastbroodjies geëet en melk gedrink. Vreemd. En ek gaan terug kliniek toe. Mary Stopes in vereniging. Ma'am, you are pregnant. Ek sê ek weet. Doen wat jy moet doen. Oh, ma'am, you are 12 weeks pregnant. We cannot give you medication. We have to do the procedure. Doen wat jy moet doen. Ek het werk om te doen. Een abortie vat 11 minute. 45 minute later, sonder pynmedikasie, ek het 'n paar keer flou geword en bygekom, so seer is dit, sê sy vir my, oh, this wasn't an easy abortion, they were stuck. Ek en my kinders is daai dag dood. Iets in my het dood gegaan. Meer dood as wat dit was. En my liggaam word siek, fisies. Ek het uitgepaas, ek het met 'n kliënt gesit en konsulteer. En ek het flou geword. Lang storie kort, ek was by 23 spesialiste. Hulle tel goed op soos, ek is jammer mevrou, jy kan nie meer swanger raak nie, jy het baie skade gekry weens verkrachting en aborsies. So is dit nou dit, Here, of whoever ek mee praat, ek het geweet, hy is daar, but I didn't believe. Was kerk toe. So is hierdie nou dit, dis nou my lewe. So ek gaan nooit 'n man kry nie, want ek gaan nooit kinders hê nie. Gaan nou maar net werk. Ek is in die hospitaal opgeneem, hordes kere, dan tel hulle, ek het een stadium met ek nierpyp, blaas, maagvlies, ek weet nie wat se ontstekings alles gehad nie, dit was 6, toe sê die dokter vir my, as jy soos in môre gekom het, was jy dood, want jy sê jy nier verloor. Toe sê hy vir my antibiotika, nou, hulle uit die verpleegsters beveel om my leers weg te vat, en so meer, want ek het altyd 'n laptop en 'n leer en 'n ding gehad, altyd gewerk. En ek het bly uitpaas, dan is my bloeddruk 180 oor 120, die van julle wat nou weet, 'n normale bloeddruk is so 120 oor 80. Dis doodgaan lesings, dis beroerte hartaanval lesings. Dis ek 23 jaar oud. Dan is my suiker 2.1 en 1.4 en so. En eet ek 'n hele bord kos, 'n halfuur later is my suiker 2. Maar daar's niks fout in my liggaam nie. 23 spesialiste later. Die jammer is in jou kop. Dokter, jy sien die bloeddruklesing. Hoe's dit in my kop? Jou liggaam is fyn. Trauma. Haat. Self-haat.
verwerping, bitterheid, is die goed wat ons liggame siek maak. Nie cholesterol omdat ek te veel vet eet nie. Cholesterol omdat ek myself haat. Ek het die Here gevra. Hulle het een keer my cholesterol getoets, dit was te hoog. Toe sê ek, Here, wat is hierdie? Toe sê hy, deel met selfhaat. En toe ek het doen, toe gaan ek terug, toe sê ek, toets my cholesterol. Wow, so vinnig, wat het jy gedoen? Ek het myself vergewe. Maar dit was nou toe ek al bekeer het, hou net vas, julle skus, ek hardloop myself vooruit. So, ek is amper klaar. So is ek siek en down and out en ek pos die eendag uit by my ouers se huis en hulle is nie daar nie. O, ek moes terugtrek na my ouers toe, die prokureurspartyt het toegemaak, my vernoot is dood. Ek het bankrot gespeel. Julle, as ek vir julle sê alles het verkeerd gegaan, ek hoef nie alles vir julle te sê nie. Alles het verkeerd gegaan. Alles. Het alles verloor. Moes terugtrek na my ouers toe ook omdat ek so baie flou geword het. Want ek het net uitgepas. Ek het merke as ek nou nie soveel make-up aangehad het nie. So julle dit dalk gesien het, maar ek het merke en ek het nog knoppe nog steeds agter op my kop van uitpas. Okay? Weens trauma. En die dag by my ouers huis toe ek uitpas, kom iemand se naam in my kop op en dis 'n ou met wie ek so 4 jaar voor daardie tyd 'n affair gehad het. En hy het vir my gesê, ek kan nie hierdie meer doen nie, want ek het Jesus ontmoet. Ek kan dit nie meer aan my vrou doen nie. Ek het natuurlik daai tyd gedink hy's heeltemal. Maar die dag, nadat ek uitgepas het en ek skree, ek sê help my net, help my net. Kom sy naam in my kop op. En ek strek vir my foon en ek bel hom en die volgende woorde kom uit my mond uit. En ek sê vir hom, jy het my gelos vir Jesus. Nou moet jy my aan hom voorstel. Hy sê, God kan nie enigiemand gebruik nie. God kan selfs 'n affair en asseblief, ek is nie vir dit nie, hoor my hart. Never do that. Maar God kan selfs dit gebruik om 'n siel te red. Het jy geweet hoe belangrik is jy vir hom? Het jy geweet wat is in jou? Dat hy tot die uiterste toe sal gaan om jou op 'n plek te kry om hom te leer volg. Hy beloof hy sal alles ten goeie meewerk. Alles. En die tyd toe ek in die hospitaal so was, het ek al my vriende ook verloor, die wat nog so 'n bietjie daar was. En my ouers het nie kom kuier nie en ek was alleen. En daar het 'n verpleegster ingekom en sy het my wasgoed huis toe gevat en sy was net daar. Jy het reg geraai. Dis ek in 'n verhouding met 'n vrou. Dis net voor my bekering. Ek het langs Tannie gelê in die hospitaal. Ons het haar ouma Pan gedoop. Want sy het heeltyd as sy die susters roep en sê sy, suster, kan ek net 'n bedpan kry? Sy was ouma Pan.
Ek weet tot vandag nie wat is haar naam nie. Ek wens so ek Lord, may we see one another in heaven. En die vrou saam met wie ek was, ek is toe ontslaan uit die hospitaal uit, ek het daar gaan intrek en so meer. My ouers weet nie waar ek nie, so betrokke hulle in my lewe was. So het ek alles verloor, ek het julle gesê, ek het getrek van my ouers, terug na my ouers toe, en ek het toe, is ek hospitaal toe, en toe ek uit die hospitaal uitkom, toe gaan bly ek by hom. Okay. En ek het al in safe houses gebly in plakkerskampe. Julle, ek het nie tyd om vir julle al hierdie goed te vertel nie. Ek glo my storie gaan 'n fliek word, so bid saam my. Maar julle, in die hospitaal, toe ek ontslaan is, bel die vrou my wat die verpleegster is met wie ek 'n verhouding gehad het. Sy sê vir my, listen, Oma Pani is asking about you, come to the hospital now. Ek sê vir, jy weet, ek bestuur nie nou nie, want ek het uitgepos om agter die stuurwiel 'n paar keer. Sy sê vir my, she's freaking out, she wants you. En ek ry hospitaal toe, julle sit seker 500 meter van die hospitaal, miskien 'n kilometer, nê? Soos in julle, ek sit daar 20 km/h, ek sit bang ek pas uit. Maar ouma Pan soek vir my. En die dag net voor dit het my boetie vir Henk Barnard gekry. Ken julle vir Sandra en Henk Barnard? Ken julle hulle? Okay. So Henk het toe vir my kom bid in die hospitaal en ek het toe gesê, is reg, ek gee my hart vir Jesus en al die goeders wat almal sê as hulle, ja, dis amazing if you mean it. Ek het dit net gesê, julle gehoor wat sê ek? I said it, okay? Maar die aand kom ek by die hospitaal aan en nou my pan sê vir my kindjie, gaan ek doodgaan? Ek sê vir haar, ouma, ek en jy gaan nog braai as jy uitkom. En sy sê, ek is so bang. Ek is so bang. En ek vat Mel se hand en ek vat die tannie se hand en sy kyk my sus en sê, what are you doing? Ek sê, ek gaan nou bid. Ek lei vir ouma Pan in gebed, soos Henk my die vorige dag in gebed gelei het. Sy gee haar hart vir Jesus. Die volgende oggend word ek wakker gebel van die hospitaal af. Net, ouma Pan died last night. Just off to your left. Wil jy vir my sê, hy kan nie enigiemand gebruik nie? He looks at a willing vessel and an obedient heart. Solank jy nie bly waar jy is nie. Solank jy nie in die affair en in die homoseksuele verhouding en in die alles bly nie. Solank jy nie daar bly nie. He will work it all out for the good of those who love him and who are called according to his purpose. Ek is oor 5 minute klaar. Lang storie kort, ek ontmoet 'n man. Ek is in die bediening, die Here gebruik my kragtig, ek travel hier land rond, ek en so meer. Skryf 'n boek, mense nooi my, ek moet by kerke en skole en oral bedien en is lekker en ek's alleen en ek sê, Here, hou hulle net weg. The right one. En ek het 'n vriendin, heel wat ouer as ek, en sy sê vir my, sy soek 'n vriend om mee te praat, en ek scroll so my Facebook deur.
Ek sê hierdie een, hy's aantreklik en hy dien die Here. En ek stuur vir hom my inbox en ek sê luister, ek het 'n vriendin, ek wil julle nou nie, ek ken jou nou nie regtig nie, ons ken mekaar nou al soos 3 jaar op Facebook, maar gee jou om net bietjie met haar te gesels en so. Nee, sê hy vir my is reg, dis okay, gesels is mos niks. 3 dae later sê sy vir my, Natalie, hierdie ou hou nie van my nie, hou van jou. En ek ontmoet hom toe. Ek sê altyd die Here het nie lekker verstaan nie. Hy het my eers genees en toe stuur hy vir my die regte dokter. Ek en my man het uit my hart genees. God het obviously my trauma kom genees. En ek en my man het 1 koffie afspraak en hy diagnoseer my en hy gee vir my 1 pilletjie. En ek is vandag van daai pilletjie ook af, maar anyway. Lang storie kort, ek sê vir hom, luister, hierdie gaan nie werk nie. Jy is heeltemal te oud vir my, is baie ouer as ek. Jy bedien nie. As 'n dokter, julle imagine wat se bediening het hy. Maar in 'n geval, ek is baie slim. Jy bedien nie, en jy wil nie nog 'n kind hê nie, en ek weet ek moet 'n dogtertjie hê. Buite seun. En ja, ons gaan net vriende wees, okay? Eventueel is ons nie net vriende nie. En ek sê later vir my, ek jammer, ek kan hierdie doen nie. Ek kan hierdie doen nie. Jy wil nie nog 'n kind hê nie, jy is te oud vir my, jy bedien nie. Just leave, okay? Julle, ek huil vir my vir dae lank. Ek sê, Here, okay, so word ek wakker die Vrydagoggend uit 'n droom uit. Ek droom van hierdie rooikop dogtertjie. En sy is so op my heup. En ek sê, almal kom na my toe en hulle vra vir my, Natalie, wat is haar naam? Ek sê, ag, ek het alweer vergeet. Here, wat is haar naam nou weer? En ek hoor verbally hoe sê hy vir my, Dianique. Dan loop ek weer, dan stop iemand my weer. Natalie, sy is so mooi, wat is haar naam? Ag, Here, ek het alweer vergeet. Wat is haar naam nou weer? Dianique. En ek word wakker die oggend en ek skryf die naam neer. En ek gaan Google dit en dit bestaan nie. En lang storie kort, ek begin die Dianique Foundation. Okay? Maar die volgende oggend is ek in Kempton Park, by Lisa en Botus. Weet julle wie is hulle? Lisa en Johan Botus? Anyway, hy preek en hy stop so, hy sê, is vrouens in hierdie vertrek wat nie kan swanger raak nie, ek moet vir julle bid. En hy kyk my so, hy sê vir my, jy. Hy sê, God sê, jy sal 'n kind in hierdie wêreld bring. Nou moet julle onthou, hulle het vir my gesê, ek gaan nie weer swanger raak nie, né? En hy gaan so, ek sê, oom, mense het 'n man nodig om swanger te raak. Nou het jy onthou, ek en Johannes uit mekaar uit. En julle, ek lê en ek is siek die een dag en ek lê in my bed en ek huil en ek sê, Here, sal jy net die ou uit my kop uitvat? Maar as hierdie jou hart is, vir my sal jy hom terugbring. 3 uur in die middag klop iemand aan my deur. Met rose en medikasie. Met die woorde, Here het jou dogtertjie vir my gewys. My rooikop dogtertjie met die naam Dianique, wat beteken ek het oorwin deur God. Haar klipie buite. Sy is 2,5 jaar oud.
And I have a husband who is now there with her, looking after her while he is looking after me. Ek gee nie om waar jy was nie. Ek gee nie om waar jy is nie. Gooi weg jou vrye blare. Gaan drink van die water van die lewe. If he can do it for me, he can do it for you as well. Revelation 22. The Spirit and the bride say, come. Come. Here, dankie dat ek kan afsluit. Dankie vir wie U is. Dankie vir wat U doen. Dankie dat ek lewe en genesing kan spreek oor hierdie hele plek. Dankie Here dat U harte heel maak, dat U trauma vernietig onder U voete. Dankie Here dat U baarmoeders oopmaak wat nie kan swanger raak nie. Ek spreek nou lewe en genesing oor elke baarmoeder in die plek in die naam van Jesus. Hier's 'n ma wat instaan vir haar kind ook wat nie kan swanger raak nie. I see you. I speak life and healing over that womb right now in Jesus' name. Jy met die swart hare. I speak life and healing in your womb right now in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, Here is nie 'n aannemer van persone nie, Here. Dankie. Dankie. Dankie vir genesing. Dankie vir genesing van seksuele trauma, seksuele verkrachting. Alle abuse, alle vorme van abuse. Dankie dat U huwelike herstel, Here. Dankie dat U vir jong vroue uit verhoudings uit laat gaan wat nie van U af is nie, Here, en dat U die regte man stuur. Ek ervaar jy is 'n jong vrou, jy het al hoeveel keer gevra, Here, en dan kry jy jou antwoord. Maar jou hart sê iets anders. Trust me, it's better to listen to the voice of God than to regret. Here, dankie dat ek lewe kan spreek. Dankie dat ek kan spreek, kanker gaan dood in Jesus naam. In Jesus' name. Cancer, die right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Waar's kolon? Iemand met 'n kolon, wat kolonkanker of kolon iets, iemand wat iemand ken, iemand. I just experienced this right now. O, daarso. Father, thank you that I can thank you for a bride that is holy and blameless. A bruid wie se rok en se klere reg is vir die koms. 'n Bruid vir wie U sê dis okay, ek het grace vir jou. Hierdie sondige natuur is nie wat ek vir jou wil hê nie. Ek is nommer 7, ek is die perfekte een. Kom ons gaan na daai plek toe wat love hinder. Kom ons gaan na daai plek toe waar dit seer is. En ons vat weg, ons haal uit en ons sit lewende water in. Dankie daarvoor, Here.
Yevarechecha v'ish marecha. Ya'er Adonai panavilecha v'ponecha. Yesa Adonai panavilecha v'yasem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.